Ek het net gevoel, hoekom moet die Franse en die Arabiere en almal, jy weet, hulle is bekend vir hulle parfuum, hoekom kan Suid-Afrika nie wees nie? Ons het hierdie amazing botanicals in ons land. Jy weet, ons het fynbos. Dis een van die ongelooflikste botaniese koninkryke in die wêreld. Maar ons gebruik dit nie om geure te maak wat Suid-Afrikaans is nie. Nadat hy sy werk in die koöperatiewe wêreld verloor het, het Jacques Coetzer sy eie pad begin stap. Vandag vervaardig hy oorspronklike Suid-Afrikaanse parfums onder die handelsmerk Geur. So, ek het eintlik 'n baie interessante storie. So, hoekom ek van parfuum hou, is puberteit het my soos 'n bus getref. So, parfuum het my sosiale lewe gered. Okay, dit was vir my nogal 'n groot ding geweest. En so ek het daardie liefde vir dit half ontwikkel. Gedurende toe ek nou my gewone werk gehad het my vrou is op mal oor parfuum. En sy wou vir haar verjaarsdag 'n bottel Chanel Chance gehad het en ek het geweier om R3000 vir 50 ml parfuum. En ek dink toe so ek is 'n DIY kind of guy en ek dink toe kan jy sommer iets wat te maak hê. Alright. En ek het 'n klomp bestanddele die locally gekry en ja, ek het toe 'n bietjie resepte online gekry want van feit jy kan nie 'n geur trui maak nie. Jy kan glad nie 'n reuk trui maak. So ek het toe 'n klomp bestanddele gekry en 'n resep en ek het vir haar Chanel Chance gemaak. Nou wat ek in die journey uitgevind het en ek wil sê iets waar mense heeltemal om die vuur staan en praat nie is ek het apparently 'n baie goeie palet. Ek gedog dit is doodnormaal om as 'n mens 'n curry eet die speserye te kan uitproe wat daar is. Ek wil dis waar mense praat. So ek het toe uitgevind toe met die parfuum en daai goeters vind ek uit ek het 'n goeie palet, ek kan goed ruik ook, ek kan goed proe. Ek het net genoeg dis so almal goed proe en ruik. En ja, en van daar af toe begin ek so deeltyds maak en vir my vriende gemaak as hulle gevra het en net rondgespeel met dit en ek toe my eie resepte begin doen. En nou die hele my werk aangaan, toe word ek geretrench. Okay, toe sê ek vir my vrou, ek gaan nooit weer vir iemand werk nie. Ek gaan hierdie besigheid vat, toe het besigheid nog nie 'n naam nie. Dis dit nog net job wat parfuum maak. Toe kom ek op die idee Geur. En ja, dit het my net so lekker van die tong afgerol. Dit was 'n lekker logo design want ek kom uit 'n visuele kommunikasie agtergrond uit. So dit was my net 'n lekker ding geweest. En ja, das Geur was bon. Alhoewel dit moeilik was om dit te doen, was dit 'n maklike besluit. Want ek wil in Suid-Afrika weet ons al wat die probleme is met werkloosheid, al die tipe goeters. En ek het besluit ek gaan nie meer kans vat nie. If I want to build something, I'm gonna build it myself. Ek het met resepte begin speel. Dit is parfuum maak basis kos maak. As 'n mens begin met kos maak, dan begin jy met 'n paar resepte en dan begin jy hiervan 'n resep vat, daarvan 'n resep vat en eventually maak jy nou 'n ding. En dan op die einde van die dag gaan kort nie eers meer daai resep nie en dan maak jy uit jou kop uit. Ek het op myself maar geleer, ek het nooit geswat om dit te doen nie en dit is 100% self-taught. Paar YouTube video's hierna. Ja. En my signature in dit is, so ek is mal oor sitrus. Sitrus is my groot ding, ek weet almal is nie mal daaroor nie. Dis hoekom ek dit baie subtly en elke weer vir my geure gebruik. So as jy 'n geurparfuum het, dan kan ek jou beloof daarso is Sicilian bergamot. Want dit is my klein handtekening of daar's altyd al is dit 0.01 mg is daar vir altyd Sicilian bergamot. So dis my klein Jacques Coetzer handtekening daarin. So ons kry ons rou bestanddele uit grasse in Frankryk uit. En daarso kan in 'n parfuum van 2 bestanddele tot omtrent 20 wees. So dit hang af wat 'n mens soek. As dan ons meng sterkte teen 30 tot 35%. Wat dit beteken is ek sê altyd dis nie 100% waar nie, maar ek sê altyd dat dis of die sterkste wat jy parfuum kan meng voordat jy net kan oorgaan na strydolie toe met 'n oliebasis. Dit is egter nie maklik vir entrepreneurs om die Suid-Afrikaanse parfuummark te betree nie. Die probleem met 'n klein besigheid is natuurlik altyd kontantvloei. Jy het of geld in die bank of stok op die rak, jy het nooit albei nie. Om byvoorbeeld, dis nou my unieke probleem dink ek aan parfuum, maar bottels. Jy kan nie net 1 of 2 bottels koop nie, jy moet 100 koop. Verstaan? So as jy nie daai geld het nie, dan kan jy dit nie doen nie. Mense koop nie net 'n parfuum nie, hulle koop die storie agter die parfuum, die persoon wat die parfuum maak en die passie wat daar agter sit. Dit is wat mense opgewonde maak. So die grootste uitdaging vir entrepreneurs is dat hulle alles self moet doen. Hulle moet die produk ontwikkel, hulle moet die besigheid bestuur en dan moet hulle terselfdertyd inhoud skep wat mense se aandag trek. Dis nie meer net om sigbaar te wees nie, maar om vir mense 'n rede te gee waarom hulle jou moet onthou en moet vertrou tussen al die geraas wat op die platforms is. En daardie vertroue betaal dividende. Data van die iMark Group
wys dat die Suid-Afrikaanse parfuummark nou weens die vinnige opkoms van plaaslike entrepreneurs oor die $285 miljoen werd is. So as daar 'n klein besigheid eienaar is wat net een stukkie raad kan vat. Ek het Geer se bemarking gebou op. Nou like trust. Okay. Dit is hoekom ek self op my video's is op my sosiale media, want dan leer mense jou ken. Almal wat Geer volg, weet presies wat my kinders en my vrou se naam is. Verstaan? Want dit is hoe hulle jou leer ken. Dan gaan hulle van jou hou. En dan kort jy net die moeilikste deel is hy trust. Weet jy hoe lekker ryk Suid-Afrika?